Ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 429. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek vasgevang in die Antichrist-systeem, eindtydboek, waar ek vir jou presies die digital ID verduidelik het 30 jaar terug, die invloed van die kontantloose geldsysteem, waar die kaarte, mikroskyfie, nie al, voor die mikroskyfie eers die debiet- en kredietkaarte en ons selfone gebruik sal word om deur bankwese te doen. En die goed is daar, ek het dit geskryf 30 jaar terug in 'n boek vasgevang in die Antichrist-systeem. And you know what? It's happening. It is happening right now. Kry daai boek. Kry die skok van jou lewe. WhatsApp nommer 0722367124 of gaan na my webtuiste https://, jaffa.co.za, soos hierbo. As dit dalk die eerste keer is dat u na die reeks gaan kyk of luister, is verskriklik welkom. Gaan na deel 1, begin voor. Iedereen se magte om inligting gemis. Uiters noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat jy ook ons TikTok boodskappe ook kan ontvang, sowel as ons weeklikse studie boodskappe. Studie kennisgewing vir die vriende, kennisse vir almal vir wie jy lief is. Hierdie reeks is lewensveranderend, skryfblok en pen in 'n 33 Bybel, uiters belangrik. Kom ons bid saam. Dit is wonderlik wanneer ons as die kinders net by mekaar kan kom. Nie net in 'n ontbytsessie nie, maar enige tyd van die dag. Of in die aande. Maar dit is wonderlik wanneer ons as Jafiste en bruid van U Jaffa by mekaar kom, dat onmiddellik die ruach vloei in ons geselskappe. Ons geselskappe gaan nie oor die July handicap en wat het dit gebeur en wat het dit gebeur, en ons geselskappe is oor dit wat U vir die koninkryk saak maak. Ek wil vanmôre bid dat hierdie woord wat uitkom, dat dit ruach geïnspireerd sal wees. Dat U ons voed met die manna van die lewe na die behoefte wat elkeen van ons individueel het. En dat U vanmôre dan U bonatuurlike wil bereik, Vader, sodat strome van lewende waters uit ons binneste kan voortvloei in 'n wêreld wat soekend is en wat in sonde is. Salf ons vanmôre as Jafiste met die gawe van die lewe. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Elke Jafiste, halleluja. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat volgens 'n studie vir u tot groot seën gaan wees. Ons begin met die boek Spreuke, hoofstuk 23, vers 1. Spreuke 23, vers 1. Ek wil net teruggaan. Ja. Spreuke 23, vers 1. Hy sê in vers 1, sit jy aan om saam met 'n heerser te eet. Nou wil ek net sê, wanneer ek hier begin, wil ek hê dat u moet na die beeldspraak kyk. Die volgende 3 of 4 versies besit beeldspraak, ek gaan hulle saam hanteer. En dis essensieel dat ons die beeldspraak moet kan raak lees. Anders gaan ons sê die kruks, die hart van die boodskap raakvat nie. Ervaar nie. Ons gaan dit mis. Sit jy aan om saam met 'n heerser te eet?
let dan net op wat voor jou is. So kyk na die woord voor. Die twee o's het aanhalingsteken. Jy sien dit baie selde, né? Dit sê, kyk na die tafel wat gedek is. Nie net gaan op die reuk nie. Want kos het verskillende reuke en dit kan jou kop benewel as jy al hierdie heerlike reuke kry. Kyk wat voor jou is. Is dit prons of is dit kreef of ramsteak? Of 'n lekker skaapafval? Kyk wat is dit? Nou sê julle jong mense, skaapafval. Ag man, julle weet nie wat julle mis nie. 'n Lekker curry skaapafval wat goed skoon gemaak is. Ek is baie particular, ek eet die skaapafval by, of ek eet enige afval by enige een, somme net nie. Ek wil weet hoe lyk hy kombuis waar hy voorberei is. Dis baie belangrik. Want daar seker dingetjies wat kan gebeur, né? En dis ook ander mense sal so, nee, maar 'n lekker skaap, curry afvaltjie, beespens, potjies, skaappens. En so kan ons aangaan. Dis nou iets by 'n ontbyt vanmôre. Sit jy aan om saam met 'n heerser te eet, let dan op wat voor jou is, wat voor jou gesit word. Hoekom? Want jy kan so maklik gif gegee word. Ja. So wanneer ek by belangrike mense is, moet ek luister na die geselskap wat daar heers. Onthou, ons het in die week gesê en gehoor, ons moet ons met suksesvolle mense skouers skuur. Sodat daai gees van daai ou nie op my spring nie. Daai ou wat 'n sondaar is, wat hy kom soos 'n engel van die lig, laat sy gees met 'n klein g, nie op my. Kyk wat sê koning Salomo hierso. Jy moet wake up wees wat hulle voor jou sit. Moet jy nie laat verlei deur die smaak, deur die reuk nie. Let op wat hulle voor jou sit. En hy sit, nou daarso, kyk hy sê, sit jy aan saam met die keiser te eet, saam met 'n keiser te eet. Ekskuus, nou sê ek keiser, 'n heerser, my kop hartebal weer vooruit. Met 'n heerser te eet, let dan op wat voor jou is, en sit 'n mes op jou keel, as jy goeie eetlus het. So wat sê die beeldspraak hierso? Wanneer ek met 'n sondaar besigheid doen, as 'n besigheidsman, moet ek versigtig wees wat ek doen. Want daai ou in die transaksie gaan 'n ding doen. Hy gaan 'n mes teen my keel hou. Waar hy heel waarskynlik sou wil hê in die tyd waarin ons lewe, dat hy 'n bribe moet betaal word, sodat ek die kontrak kan kry. Dis wat daar staan in beeldspraak. Jy het dit nooit gedink nie. Al is hy 'n heerser, al is hy 'n keiser, al is hy 'n koning of 'n president, kyk wat voor my neergesit word. Want dis nie net dat ek met 'n mes en vurk gaan eet nie. Dis ook in die geestelike. En hy sit gereed om 'n mes op jou keel te sit, as jy 'n goeie eetlus het. Met ander woorde, as jy jou inkatrol het, as jy jou ingebring het, dan gaan hy enigiets doen. Hy dek sy tafel met dit wat goed lyk en ruik, en sy doel is om 'n mes op jou keel te hou. As jy een keer in die sonne ingetrap het, in die slaggat ingetrap het, dan hou die duiwel vir jou daar. En hy herinner jou aan dit wat jy was. En dis hoekom ek Oujaarsdag nag boodskap gesê het, wat ek uitgestuur het oor die wêreld. Ons neig nie na wat agter is nie. Ons laat nie toe dat die Satan 'n mes teen my keel hou nie. Die goed wat agter is agter, is verby. Ons neig na wat voor is. Nee, ons trek na wat voor. Ons neig nie na wat agter is nie. Want dit is vrot. Dis verby. Dis iets wat ons niks aan kan doen nie.
Al wat daai goed gaan doen, dit gaan jou hartaanvalle gee. Dit gaan jou geestelik siek maak. Dit gaan jou aftakel. So wat sê ek vir jou? Moenie sit en top oor die goed wat nie kan wees nie. My pa het altyd 'n gesegde gehad. Hy sê soos it's water running under a bridge. My pa sê as daai water onder die brug deur is, jy gaan hom nie weer kry nie, hy's weg. So kom ons neig na wat voor is. Nie neig nie, strek. Ons neig agter toe ons vat onsself vorentoe. En dit vat baie keer 'n man en 'n vrou met 'n ruggraat om te sê ek sal vorentoe gaan. Ek gaan nie meer verder bekommerd wees oor wat agter is nie. Hoekom? Want hy sit reg om 'n mes op jou keel te sit. Hy katrol jou in sy netwerk van sonde in. En een keer hy jou daar het, dan sê hy sy slaaf. En dis wat die wêreld wil doen daar buitekant. Hy wil jou 'n slaaf maak van jou omstandighede. Hy wil jou 'n slaaf maak van dit wat jy nie wil wees nie. Ek weet nie hoekom praat ek nou vanmôre in die rigting nie. Die skrif deel hierso. Maar ek sien die beeldspraak hierin. Meer as dit wat hier geskryf staan, wat koning Salomo gesê het. Dis nie dat elke ding wat gebeur 'n goeie ding is met ons nie. Ek kan onthou in die jare wat ek in die besigheid was, jare in die besigheidswêreld, dat elke transaksie is nie 'n goeie transaksie nie. Daar kom transaksies wat jy sê, nee, jammer, ek stel nie belang nie. Een ding wat ek geleer het in besigheid, jy kan nie net besigheid doen vir turnover nie. Net om besig te lyk nie. As daar nie profijt in daai besigheidstransaksie is nie, dan wil jy dit nie doen nie. Hoekom? Soos 'n ou wat sop eet met 'n vurk. Jy is al die tyd besig, maar jy wen niks nie. Verstaan jy wat ek nou sê? As daar nie voordeel in is nie, 'n wins in is nie, dan wil jy dit, ek praat van 'n besigheidsman en vrou. En dieselfde in my geestelike lewe. Ek wil besig wees met die goed wat Jahwe in my lewe inbring. Soos in die bediening van die bonatuurlike woord. Dit gaan vir my oor dat ek sien dat siele kom tot bekering. Ek meen, is laat nag waar ons hier opneem op die oomblik. Dis koud, alhoewel het in die oggend is wat u nou na dit kyk. Maar as daar nie 'n siele toevoeging was nie, as ek nie sien wanneer daar onderdompelingsdienste is dat mense tot bekering kom nie, en dit gaan nie net altyd oor die groot getalle nie, wat tot bekering gekom het nie. Die woord sê as blydskap in die hemel as een siel om tot Jahwe bekeer het. Een. Maar vandag een, môre een, oormôre een. Ons so hou ons aan. Om die woord te saai, tydig en ontydig. So hy sê, dat hierdie ouens dek vir jou 'n tafel, wat dit lyk asof dit 'n eer is om saam met hulle sit en eet. Maar eintlik is jy besig om jouself in 'n vangstrik in te lei. Die Satan is besig om jou in te lei. En dis hoekom ek en u elke oggend moet ingebid wees. Elke oggend moet ons dag begin met gebed en toewyding. Jy moet vir jouself tyd maak. Hoekom? Ek trek die volle wapenrusting van Jahwe aan. Die helm van geloof, die skild, die woord, die skoene van bereidwilligheid, die alles. Ons word oordek, maar prof, ons is oordek. Ja, ek hou net daarvan om elke oggend my afhanklikheid te verklaar
van Vader en sê, Vader, ek kan nie vandag dit maak as ek nie beskik en beskans is deur Jahshua se genadebloed en die werking en die leiding van die Ruach HaKodesh nie. Jy het nie nodig om 'n uur gebed te bid nie. Begin jou dag in gebed en in die woord. Lewe in die gebed, in die woord. As jy kan dit begin, sal jy agterkom hoe kom jy al beter reg en gaan dit al beter. Hy sê, ons gaan nie toelaat dat 'n mes op ons keel sit as jy 'n goeie eetlus het nie. Moenie sê lekker, hy sê vers 3, moenie sê lekker ete begeer nie, want dit is 'n bedrieglike spys. Daar, kyk na die beeldspraak. Moenie in die verkeerde transaksies betrokke raak nie, want op die einde van die dag gaan jy jou hande brand. Die woord sê, oordink my woord dag en nag, en jy sal wees soos 'n boom wat geplant is by die waterstrome, wat hulle vrugte gee op die tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hulle doen, voer hulle voorspoedig uit. Soos die weë van die goddelose nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi. Kom ons vra Jahwe, om ons te leer en te lei, om nougeset te wandel in die Ruach HaKodesh. Dit is so belangrik, ek het dit al 1000 keer gesê, maar dit is wanneer ons nougeset wandel, wanneer ons die Ruach kan hoor, wanneer hy met ons praat. Tot môreoggend as Vader wil, Maranatha, Jahshua kom weer, halleluja.